Goeiemôre en baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op hierdie Sondagoggend, die 14de Junie. Ja, dis nogal snaaks hoe mense paadjie vir jou uitgelees en wat gebeur met 'n mens. Vanoggend toe ek my rekenaar aansit, toe sê my rekenaar nee, ek wil nie vanoggend staat nie, so ek is nou besig om hom uit te sorteer. Maar toe dink ek tegnologie gaan byna nie klaar vanoggend nie. Ek gaan nou definitief sommer op WhatsApp sommer net die boodskap opneem vanoggend. So dit wys vir jou as daar doringkies in die pad is dit nie noodwendig te sê ons moet nie die pad stap nie. Moet ons maar om die doring stap of ons moet die pyn vat en deurstap. Ek dink ons lewe is so. Vanoggend is miskien vir my ook 'n voorbeeld om te sê alles gaan nie net altyd soos wat jy dit wil hê nie. Dis nou maar ongelukkig die lewe. Ek dink baie keer as ek en jy kon beplan hoe dit moet weet, sou dit heeltemal anders gewees het, maar ons weet is nie ons plek nie en dis nie ons tyd nie en dis nie ons beplanning nie. Ons moet die Here se pad vat en ons moet sy pad, hoe sê hulle, ons moet ons bagasie opneem en ons sak opneem en ons kruis opneem en ons moet die pad stap. Vanoggend een van daai oggende vir my. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad, ek hoop jy het heerlik geslaap. Hier vir my van Saldanha 'n pragtige oopgetrekte dag, maar ek sien daar is wolke op pad, hulle het gister reën voorspel. So kom ons kyk maar hoe lyk die res van die dag, maar kyk maar op die oomblik windstil, oopgetrek, lekker koel, ek sê nie windstil nie, so liggies, ek sien nou die blare wikkel hier buite by my, so liggies, maar dis net 'n liggie, dis nie eers 'n wind wat waai nie. Vanoggend, omdat die rekenaar nou nie daar is nie, is dit nou vir my bietjie deurmekaar, so ek moet ook 'n bietjie rustig en stil raak met wat ek doen. So ek dink voordat ons begin, kom ons maak ons oë toe. Liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom stil raak by u voete. Dankie vir hierdie nuwe dag en nuwe geleenthede. Here, die feit dat my rekenaar nie staat vanoggend nie, is vir my weer eens 'n nuwe geleentheid om te sê, alles gebeur nie altyd soos jy dit wil hê nie, Meld. En daar's redes daarvoor. So Here, ons kom sit by u voete, ons kom stil raak, ons glo en vertrou nog steeds in u, en ons weet u is in beheer. Ons raak stil, ons maak ons oë oop, ons maak ons ore oop, ons maak ons hart oop, Here. Ons raak stil binne in ons, maar ons is ontvanklik vir u woord. Om u naam se wil alleen. Amen. Het is lekker om net stil te raak voordat ons begin. Vanoggend wil ek graag 'n stukkie lees uit Genesis. My oorlede dogter het altyd gesê 19 heel in die begin. So dis heel in die begin van die Bybel, Genesis 1. So die van julle wat julle Bybel wil oopmaak en saam lees, is meer as welkom. Ons gaan lees vanaf Genesis 1 vanaf vers 27. Genesis 1 vanaf vers 27. Vir die van julle wat graag wil saam lees in die Bybel, is meer as welkom. Ek wil graag net so 'n paar woorde sê voordat ons begin met hierdie stukkie in Genesis. As jy van die begin af lees, ek wil weer eens elke oggend vir julle aanmoedig om aan te gaan waar ek gestop het of voor die stukkie. In hierdie geval is dit nou die laaste stukkie van hoofstuk 1. So julle meer as welkom om die hele hoofstuk 1 te lees, om in te val by die stukkie wat ons vanoggend gaan lees of waaroor ons vanoggend gaan praat. As ons die Bybel deurlees van heel in die begin, en ons lees die eerste stukkie voor en met vers 28, dan kom ons agter, die Here was besig gewees om alles te skape. In vers 27 het hy gekom, en dis nou tyd geraak dat die Here die mens geskape, of nie tyd geraak nie, die Here het tyd gedink daaraan, hy gaan nou 'n mens skape. Ek kyk vanoggend en ek dink vanoggend daardeur, as ek kyk wat alles wat God geskaap het, was amazing. Ek dink tot en met voordat die mens geskaap het die Here amazing werk gedoen. Hier wat hy geskaap het vanaf niks. Toe kom die Here en hy skaap die mens. Die mens was so iets van al sy skapinge wat die Here gedoen het, of alles wat hy geskaap het, was ons veronderstel, of is ons die top, die cherry on the top. Kom ons noem dit so, die cherry on the top. Ons is die superior being wat geskakel is van alles wat die Here geskape het tot en met dusver.
kom vers 28 en die Here gaan iets meer skape. Die Here gaan vir my en vir jou skape, basies, hy gaan die mens skape. Maar met die skape van die mens het hy vir ons opdrag gegee. Met ander woorde, ons het verantwoordelikhede teenoor ons God, as ons hierdie stukkie lees. En ek wonder, hoeveel van ons het al hierdie stukkie gelees en weer gelees en gesien wat dit behels, en ons het verantwoordelikheid, en wonder of ons die verantwoordelikheid toepas en doen. Dit is baie keer maklik, hoe sê hulle, as ons 'n verandering in die wêreld moet doen. Ons kla baie en moan baie oor probleme in die wêreld en dinge wat verkeerd is. Ek dink as ons verandering in die wêreld wil doen, moet dit begin by onsself, by ek en jou. Dit is baie maklik om te praat en te sê, maar ek en jy wil niks doen nie. So hierdie verandering gaan begin by ek en jou, en ek dink die Here wil hê ek en jy moet die verandering wees, ons moet die verandering bring. En baie keer wonder ek, hoeveel mense sit maar net op hulle laure en kyk dat ander dinge doen, maar hulle wil self nie die dinge doen nie. Ek dink as ons in Suid-Afrika kyk op hierdie dag, is daar baie mense wat op hulle laure sit en wil hê ander moet doen, maar hulle wil nie doen nie. Ek dink ons het almal verantwoordelikhede. As ons 'n verandering wil hê, as jou dorp vuil is, gryp 'n sak, gryp jou bakkie, gaan maak die dorp skoon. As daar te min gepreek word of godsdienst gehou word, gryp jou Bybel en gaan hou godsdienst. Vra vir jou kerk, jou familie en jou vriende in die rondom in Christus, kan ons nie woensdae aan, en die woensdae aan is daar nie meer bid hier in die NG Kerk, kan ons nie woensdae aan by mekaar kom en weer begin soos van ouds af bid hier hou nie. Ons kan 'n verskil maak as ons wil. Ons het 'n verantwoordelikheid. Kom ons lees vanaf vers 27, ons kyk wat sê die Bybel, en dis neem dit goed in, en luister mooi wat die Bybel sê. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God. Hy het die mens geskep, man en vrou, het hy hulle geskep. En toe het God hulle geseën, en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die aarde, op die hele aarde ook. Ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde voëls op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante en kos. En so het dit gebeur. So voordat ons verder gaan in die laaste versie lees, is belangrik om te sien dat God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God. So ons het 'n verantwoordelikheid toe God ons die dag geskape het. En toe het hy God gekyk na alles wat hy gemaak het. En dit was baie goed. En dit het aand geword, en dit het môre geword. En dit was die 6de dag. Tot en met sover. Anders lees, is dit nie 'n pragtige stukkie nie, is dit nie 'n stukkie wat weer vir my en jou sê, ons is na God geskape, ons is sy verteenwoordiger, en het die dinge op die aarde, wat hy geskape het, in ons beheer gegee. Nie om deur te trek nie, maar om goed na te kyk. So ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag verder, ek hoop jy het 'n heerlike Sondag, ek hoop jou rekenaar staat op vanoggend, dat jy nie soos ek inkom en agterkom, maar jou rekenaar staat nie op nie. Dat doen ons altyd 'n ander plan, hoe sê hulle, ons loop maar net om die probleem en dan roep ons verder, ons vra net vir die Here, Here, lei ons en bestuur ons vandag, en stap u voor en ons stap saam. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, dankie dat ons by u voete kan kom sit vanoggend. Dankie Here, ten spyte van alle probleme op hierdie Sondagoggend,
die 14de Junie, dat ons weet U is in beheer. Dankie daarvoor. Dankie dat ons nie hoef te wonder en te dink wat gaan gebeur nie. Solank U in beheer is, solank U in die motor is en die motor bestuur, dan ry ons saam. Dankie vir U liefde, Here. Dankie vir die pragtige dag daar buite. Dankie vir nuwe kansse, nuwe geleenthede op hierdie Sondagoggend. Help asseblief vir ons om die kansse en geleenthede raak te sien. Help asseblief vir ons, Here, om te hoor as U roep. Dankie, Here, vir 'n rusdag, vir die Sondag. Dankie, Here, dat U die mens geskape het. Dankie, Here, dat U my geskape het, dat U ons geskape het. Dankie daarvoor. Dankie dat U nog steeds lief bly by ons, ten spyte van al die foute en ten spyte van die feit dat ons hard probeer en nie altyd suksesvol is nie. Maar ons sal oor en oor probeer, Here, met U aan ons sy sal ons oor en oor probeer. En waar ons foute maak, help ons en lei ons asseblief deur die Heilige Gees op die regte pad. Vergeef asseblief ons sondes en help ons om ons sondaars te vergewe, ons skuldenaars te vergewe. Help asseblief vir ons op die Sondagoggend om die baadjie van liefde aan te trek en dit uit te lewe teenoor ons naasbestaandes. Ons steek ons hande op in die lug vanoggend, ons kyk op na U en ons sê Jesus, Jesus take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig in 2026 en bestuur U ons in 2026 in. Met U in beheer en U agter die stuurwiel, weet ons is veilig. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit die groot en almagtige en liefdevolle naam alleen. Amen.